Dankie. Baie dankie aan die voorsanggroep. Julle help ons baie as julle so vir ons begelei en ons so lekker saam julle kan sing. Baie dankie daarvoor. Kyk nou die 3 jongste kleintjies hier voor by my in die banke vir die kindermoment. Ons teks volgend is 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Maar julle kan gou vir my help met dit wat daar op die skerm staan. Ek gaan die boonste ry lees en dan moet julle asseblief my die tweede ry lees. Die Here het opgestaan. Wie van julle kan al lees? Kan jy al lees? OK, ek wil dit weet want nou gaan ek vir julle woorde vra wat op die skerm is. Dan moet julle asseblief vir my help. Ja, die Here het regtig opgestaan. Wat sê hierdie kanselkleed vir ons? Waaroor gaan dit op hierdie kanselkleed? Waaraan herinner dit vir ons? Hoekom is hier sulke kruise en 'n doringkroon? Hoekom dink julle is daai, waaraan laat dit mens dink? Ek gaan nou by jou kom. Absoluut, dit herinner ons aan Jesus wat aan die kruis gesterf het, en watter dag het ons dit gevier verlede naweek? Die? Och, jy 100%. Jy moet na die tyd kom tee drink asseblief. En toe op die Sondag het wat gebeur, juffrou? Jy het net nou gesê, Jesus het opgestaan. Ons kan dit sommer lekker hard sê, né? Jesus het opgestaan. So as daar's 'n mooi Negro spiritual wat sing oor die Vrydag wat Jesus aan die kruis gesterf het, en dan sê hulle heeltyd vir mekaar, but Sunday is a coming. Sunday is a coming. So as ons dink aan die dood van Jesus aan die kruis, dan weet ons nie maar Sondag kom, toe hy opgestaan het. Baie dankie vir daai. Julle gaan nou vanoggend daar by die saal die vraag hê, hoekom hou ons nagmaal? Hoekom vier ons nagmaal? Julle weet mos wat nagmaal is, né? Dis wanneer daar brood en wyn nie voor is, 'n tafel met die brood en die wyn, en dan eet ons die brood en ons drink die wyn. En hoekom dink julle sou ons nagmaal vier? Julle gaan nou lees uit 2 tekste uit vanoggend daar onder in die saal, 1 Johannes 3 vers 16, en julle gaan ook lees uit 1 Korintiërs 11 uit. En dit gaan alles oor die vraag, hoekom vier ons nagmaal? Hoekom eet ons daai brood en drink ons daai wyn? Maar ek gaan nie nou vra dat julle antwoord nie, want julle gaan nou daar onder in die saal heeltyd daaroor praat, en dan vat ek nou al die geheime weg, maar ek gaan tog 2 clues vir julle gee. Wie kan vir my daai, dis nie so rooi soos ek gedink het nie. Dis bruin agter, maar dan sit rooi ook. Waarvoor staan al daai hartjies? In Johannes 3 vers 16 staan daar, hoekom is daar hartjies? Vir liefde, dis reg. In Johannes 3 vers 16 praat oor liefde. Wie se liefde dink julle? Jesus se liefde. Daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, vir almal van ons gehad, dat hy sy enige gebore, sy unieke seun gegee het. En dan bedoel daai teks, dit het hy gedoen. Hy het aan die kruis in ons plek gesterf. Hy het so lief vir ons. En in 1 Korintiërs staan daar, elke keer as julle van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink, dan vertel julle van die dood van die Here totdat hy weer kom. En hoe laat 'n mens dit voel as jy weet iemand is baie lief vir jou? Hoe voel julle as julle weet iemand is baie lief vir julle? Waar voel jy dit? As mamma sê ek so lief vir jou, waar voel jy dit? Voel jy dit in jou skouer? Jy kry so lekker warmte hier binne, né? Dit is so lekker as iemand jou in die oë kyk en sê mamma is baie lief vir jou. Glo jy vir haar? Jy moet vir haar glo. Mens moet jou mamma glo. Dis reg. Mens kry so lekker warm gevoel hier binne jou en dan wil jy sommer net sing. So ons gaan nou 'n liedjie sing. Ekskuus, dis die teks wat ons gaan lees in die kerk. 1 Petrus 1, net laat julle weet, ons dink aan dieselfde goed waaraan julle dink as julle in die saal is. Want daar staan, ons prys die Here. En hoekom prys ons die Here? Want Jesus het gesterf aan die kruis, maar op die Sondag het hy opgestaan. Hy het weer gelewe, en so laat die Here vir ons ook lewe.
En wie julle, dit doen ons ook as ons die nagmaal vier. Ek wil nou nie te veel oor die nagmaal praat nie, want julle gaan nou onder lekker daaroor praat. Maar kom ons sing 'n liedjie wat sê, as ek hoor die Here het my lief, dan begin ek voel hoe dit borrel in my. As ek weet dat die Here my nuut maak en vir my nuwe lewe gee, dan borrel dit sommer in my. Gaan julle eers saam sing en dan stap. Kom ons staan en sing ons lekker dit borrel in my. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my nou gesterf en van vandag. Ja, Jesus het my lief. Sy liefde is so groot, het my van die dood. Jesus het my lief, dit borrel alweer en ek kan dit nie keer. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sondes op. Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my. Dit borrel in my. Die woorde was saam met die musiek. Baie dankie julle. Julle kan maar lekker uitstap. Waai maar vir die mense terwyl julle gaan, dat hulle kan sien hoe pragtig lyk julle. Goeiemôre, baie welkom vanoggend by die erediens. Kom ons draai net so na mekaar toe, ons het nou lekker saam met mekaar gesing. Party mense het ingekom terwyl ons besig was om te sing. Kyk net wie is rondom jou, groet die vriendelike mense wat jy ken en die vreemdelinge wat jy ken, groet hulle ook. Kom ons sê net vir mekaar baie welkom vanoggend in die erediens. Een van die tekste wat oor die wêreld heen gelees word, ook op hierdie dag, is Psalm 16. Ja, miskien ook sommer iemand wat ek Vrydag aand gesien het, baie ver weg is, baie welkom aan julle ook, hoor. Julle weet met wie ek praat. Dis 'n man wat my 'n groot nood al uit 'n sloot uit gehelp sleep het. So as ek hom sien, dan weet ek is nog steeds baie dankbaar. Dankie. Psalm 16 is 'n wonderlike psalm van Dawid, wat vir my al baie beteken het, omdat dit so waar is en soveel van die lewe saamvat. As hy sê, Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is my mooi. Ek sal U loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat U my leer. Ek het U altyd by my. En omdat U by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit die hand kom net wat mooi is. Broers en susters, ek groet U in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag daar genade en vrede vir jou in oorvloed wees. Amen.
Voordat ons gaan saam lees uit die Bybel uit, wil ek vir ons elkeen 'n oomblik gee waarin ons net so 'n bietjie kan terugdink oor die week wat verby is. En dat jy oor twee goed sal nadink. Wat het jou bly gemaak? Wat het jou bly gemaak hierdie afgelope week? Ons gee so kansie en dan dink ons so, wat het jou bly gemaak? Party het nou verjaar die week wat verby is. Daar babietjies in die gemeente aangekom die week wat verby is. Klomp dinge wat 'n mens bly maak. Wat maak jou bly hierdie afgelope week? Waar het jy so 'n oombliekie gehad van vreugde in hierdie week wat verby is? Ek hoop ek onderbreek jou nou dat jy nog baie het om oor te dink. Moenie ophou nie. Ons kan na die tyd weer verder dink. Wat in hierdie week het gedreig of gemaak dat jy by tye gevoel het, nee, nou raak ek aan negatief. Wat het in hierdie week gebeur wat jou negatief gemaak het, wat gedreig het om jou negatief te maak? Kom ons gee ook 'n paar oomblikke kans daarvoor. Of jy nou oor die skok is van die diesel, kunsmis, oorlog, geweld, misdaad, onbekwame regering, korrupsie. Swak leierskap. Dink vir 'n oomblik, waar is God in dit? In die blydskap, in die uitdagings, die probleme. Waar was God in hierdie week? Waar is hy? Waar is u? Kom ons raak saam stil. Almagtige hemelse Vader, dit is vir ons goed om te dink oor die dinge wat ons bly maak. En raai, as 'n mens so begin dink, dan is daar dinge wat ons lewens opgekikker het, wat vir ons energie gegee het, dinge waaroor ons kan jubel en juig. Partykeer is dit dinge wat in my eie lewe gebeur, dikwels is dit dinge wat in ander mense om my se lewens gebeur, waaroor ek saam met hulle bly kan wees, saam met hulle kan juig en dankbaar wees, ook saam met hulle verlig kan wees. Dankie vir al die mooi wat ons in ons lewens ontvang. En Here, dankie vir Dawid wat vir ons Psalm gee waarmee ons dit kan verwoord, kan praat oor dit wat in ons harte lewe. Om te hoor dat daar 'n Vader in die hemel is wat my liefhet, wat met genade en ontferming na my kyk. Terwyl ek baie keer so behoefte het daaraan om waardeer te word, om erken te word, om raak gesien te word, om te ervaar dat dit wat ek doen van waarde is, dat dit 'n verskil maak in iemand se lewe. Here, maar ons dink ook oor die dinge wat so maklik ons vreugde steel en demp. Wat maak dat ons mense is wat ons nie wil wees nie. Mense wat kortgebak is en onbeskof en ongeduldig en geïrriteerd. Mense wat vinnig reageer en na die tyd spyt is. Wat goed kwytraak wat ons dink, ai, dit moes maar gebly het. Here, dankie dat ons bewus kan word in hierdie oomblikke, dat u was mos nou eintlik heeltyd daar. In dit alles was u teenwoordig. Here, ons gebed is dat u ons, soos vanoggend met die liedere, 'n vrede en 'n kalmte sal gee. Dat ons voortdurend bewus sal wees daarvan, dat u deur die Gees nie net by ons is, en om ons is, en voor ons uitgaan en agter ons aankom, en ons help as ons val, maar dat u binne ons is. Dat u deur die Gees in ons kom woon het, en dat ons regtig ons gedagtes en ons harte kan oopmaak, en kan ervaar dat u regtig deurkom en ons lei.
dat U 'n woord van wysheid gee, dat U ons stop as ons moet stil bly, en aanmoedig om te praat as ons moet, om te gaan waar ons moet gaan, te doen wat ons moet doen, om te dink wat beter is om te dink, as die dinge wat ons soms self uitdink. Dankie dat U hier is. Dankie vir U woord. Ons het baie keer vrae oor die woord, ons is baie keer onseker oor vertalings, ons stry met mekaar oor die woord. Maar Here, wat 'n geskenk. Wat 'n geskenk. As 'n mens vir 'n oomblik sou dink dat ons hier by mekaar moes kom sonder 'n Bybel, sonder 'n boek wat kan oopmaak in U Gees wat daardeur met ons praat. Dankie Here vir al die geduld waarmee U hierdie woord tot hier by ons bring. En help ons om met dieselfde eerbied en verwagting en verwondering ook U woord oop te maak en daaruit te lees. Dankie dat daar krag is in U teenwoordigheid in die woord. Dankie dat U deur dit in ons inpraat en dat wanneer ons U hoor dat ons weet U is gesag. Ons kan luister. Help ons Vader. U weet wie almal swaar kry, baie swaar kry hier in die kerk vandag, wat regtig aan hulle naels hang en voel hulle kan nie lank hou nog nie. Dankie vir elkeen wat sterk voel, geïnspireer voel vanoggend. Dankie dat U ons aan mekaar gee, dat ons mekaar se laste kan dra, dat ons mekaar kan bemoedig. Laat ons dit doen, Here. Laat ons dit doen. Ons wag op U. Amen. Ons lees saam uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 9, maar ek gaan nou die eerste 2 verse ook lees, want dis die begin van 'n brief wat geskryf word aan gemeentes, en dit help ons baie as ons weet wie is dit wat dit skryf en aan wie word dit geskryf. Ons lees, dis Petrus, die apostel van Jesus Christus, aan wie die brief toegeskryf word. Hy skryf aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Dit is 5 Romeinse provinsies, en 'n mens kan dink, maar dit moet 'n klomp mense wees, aan wie Petrus hierdie brief skryf. Klomp jong kerke, gemeentes wat oor hierdie hele area versprei is, en hy gee identiteit aan hulle. Hy sê, julle is vreemdelinge van die diaspora. Diaspora, dis die woord wat ons gebruik oor die Joodse ballinge wat uitversprei is uit destydse beloofde land, met die ballingskap wat die Babiloniërs oor hulle gebring het hulle klomp mense uitgedryf, weg van hulle land af, en hulle is versprei oor die hele wêreld. Die 10 noordelike stamme dieselfde, en dit noem ons die diaspora van die Jode, waar jy uit jou eie bekende gebied versprei as gevolg van negatiewe goed oor die hele wêreld. En hy sê, julle is vreemdelinge van hierdie diaspora. Ek weet nie of dit regtig sulke vreemdelinge was nie, want baie van hulle was Jode gewees, wat in daai streke versprei is en daar gebly het, en tuis geraak het daar. Maar wat Jerusalem toe gekom het vir al die groot feeste van die Jode, en daar ook was met Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, en besef het God doen iets nuuts deur die Messias, Jesus Christus, en weer terug is na daai verre lande met die boodskap van Jesus Christus. Die Messias het gekom. Hulle het Christene geword. Maar wanneer Petrus aan hulle skryf, dan sê hy, dit wat met julle gebeur het, gee julle die ervaring dat daar waar julle bly en waar julle is, dat julle vreemdelinge is. En 'n mens sal dink, hoekom sal Christendom jou 'n vreemdeling maak? In die land waarin ons bly is Christene vanselfsprekend. Die meeste van die mense in Suid-Afrika sê dat ons Christene is, en ons gee ruimte vir mekaar om Christene te wees. Dis eintlik die uitsondering as jy dit nie is nie. Maar in die lande aan die gebiede waarheen Petrus hierdie brief skryf, is dit ander godsdienste wat die meerderheid is. En daarom voel Christene hulle in die minderheid. En wanneer hulle soos Christene leef en optree, die waardes van die woord, wanneer hulle mense om hulle lief hê, selfs vreemdelinge, wanneer hulle met deernis optree, wanneer hulle ontferm oor mense, wanneer hulle liefde, hulle goed met mekaar deel, dan kyk die bure hulle half skepties aan. As jou vyand jou slaan, dan slaan jy hom terug. Hier kom hierdie Christen, hulle draai die ander wang. Wat se storie is hierdie? So hulle ervaar dat hulle vreemd voel onder die ander mense, omdat hulle Christene is. En dis hoekom Petrus hierdie brief vir hulle skryf om hulle te bemoedig. En hy begin hulle te bemoedig deur net 'n klomp goed vir hulle te sê, wat hy in hulle raak sien, wat kom van die Here af. Dit kom nie uit hulle self nie. Die eerste
12 verse, daar's nie een opdrag nie. Dis net bemoediging vir mense wat voel hulle is onseker, hulle is bang, hulle voel hulle vreemd, hulle voel bedreig deur die gemeenskap om hulle weet nie altyd wie hulle kan vertrou nie, hulle weet nie met wie hulle kan praat oor hulle Christendom nie, omdat die mense dit nie ken nie en ook nie weet hoekom hulle so anders is nie. Nou sê hy vir hulle, vat dit vir jouself. Julle is uitverkies volgens die voorkennis van God die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Die hele drie eenheid is daar in daai vers saamgevat. En Petrus herinner aan wat elke persoon van die drie eenheid in hulle lewens kom belê het. Jy's uitverkies deur God die Vader. En dit moet wonderlik wees om 'n brief te kry wat begin en sê ek voel bietjie mismoedig, nobody loves me, everybody hates me, I'm going to eat some worms. En hier kom hierdie boodskap, nee, jy's uitverkies deur God die Vader. En die Heilige Gees is besig met 'n werk van heiligmaking in jou, om jou ten spyte van die teenkanting en die vreemdelingskap wat jy ervaar, nog meer gehoorsaam te maak aan die wil van die Here. En wat jy kan vat vir jouself, is dat jy deur die bloed van Jesus Christus besprinkel is. En dit kom uit die Ou Testament uit, reguit uit. Wat is besprinkel met die bloed van die offerdiere? Die altaar is besprinkel. Alles is skoongemaak, gereinig, geheilig, sodat dit in God se teenwoordigheid kan wees. En hier hoor ek maar, deur die bloed van Jesus Christus, is ek as een van daai vreemdelinge van die diaspora, is ek besprinkel met die bloed. God drie enig is in my lewe betrokke. Ek's uitverkies, ek is besig, die Here se Gees is besig met my, ek is heilig gemaak, afgesonder deur die bloed van Jesus Christus vir God self. En dan sê hy, mag genade en vrede, soos julle dit ook vanoggend gehoor het, in oorvloed aan julle geskenk word. En dan kom ons nou by ons teksgedeelte, wat begin met die woord lof. Lof. Nou vir mense wat vasgevang is in 'n situasie waar hulle voel, hulle is eintlik soos vlugtelinge, hulle is vreemdelinge, niemand rondom hulle voel dit vir hulle, wil hulle aanvaar as Christene nie. Waar kom Petrus daaraan om te begin met lof? Hy sê vir hulle, in die 83 vertaling staan aan, God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In die Grieks begin hy met die lof, en hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dis snaaks so swaar kry 'n mens in 'n donker gat wil invat, en waar jy al hoe meer morbiede gedagtes het, en al hoe meer kla, en al hoe meer negatief praat en negatief is. Petrus moedig hulle net tot die teenoorgestelde aan. Hy sê, ek weet dit gaan swaar. Ek weet julle kry swaar, ek weet daar's lyding. Hy gaan nog baie praat oor lyding in die res van die brief. Maar hy sê, die ding wat voorop in jou gedagtes moet wees, is lof. Prys, loof. En dan gaan hy aan om te sê, waarom kom die lof God die Vader toe? Hy sê, dit is God die Vader, wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, opnuut verwek het. Jy kan God loof en prys, want die Here het iets in jou lewe gedoen. Hy het jou gewederbaar. Jy's oorgebore. Jy's nie uit die dood uit opgewek nie, jy's uit die dood verwek. Dis 'n geboorte wat in jou lewe plaasgevind het. Deur die opstanding van Jesus Christus, op die Vrydag is hy gekruisig, die Sondag het hy uit die dood uit opgestaan. En nou herinner Petrus hierdie mense wat so dreig word deur die mense om hulle, herinner hulle sê vir hulle, weet, daar het iets in jou lewe gebeur met die opstanding van Jesus Christus. En dit gebeur nie net in die individu nie, dit gebeur in die hele gemeenskap van gelowiges. Julle is as 'n groep gelowiges, het die Here 'n wonderwerk in julle lewe gedoen. Hy het nie net vir Jesus uit die dood uit opgewek nie, hy het in daai krag waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek, deur Jesus se opstanding, het hy julle uit die dood uit verwek. Jy's nuut gebore. Jy was in die dood as mens. Maar in Jesus Christus se opstanding is jy uit die dood uit oorgebore. Jy moet met nuwe oë na jouself kyk. As gemeenskap, geloofsgemeenskap, as gemeente, kyk nuut na jouself. Jy's nuut gebore, jy's nuut verwek uit die dood uit tot die lewe. Sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, wat in die hemel vir julle bewaring gehou word. So daaraan kan ek vashou, om hier in hierdie lewe te leef en te sê, yes, ek kry swaar, dit gaan nie goed nie, daar's 'n klomp goed wat my bedreig.
maar om in my te ervaar dat daar 'n lewende hoop is, omdat ek weer daarvoor wag vir my 'n erfenis wat onverganklik is, onverwelklik is, en dat die Here dit vir my daar in bewaring hou. Maar daarmee saam is hierdie lewende hoop ook vol van die gedagte, dat ek hoef nou nie bekommerd te wees dat ek het nie gemaak tot daar nie. Want die Here sê vir my, ja vir julle, wat deur julle geloof, deur die krag van God, self bewaar word, vir die verlossing wat gereed is om aan die eindtyd geopenbaar te word. So die krag van God, my eie geloof, is aan die werk in my, en so word ek bewaar tot op die dag dat ek daai erfenis in besit kan neem. Jubel hieroor, sê Petrus, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. In die 83 vertaling staan daar, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. Julle ervaar beproewings, sê hy vir hierdie gemeente daar in hierdie provinsies in Klein-Asië, daar is lyding. Maar toets julle self, daar is 'n lewende hoop wat in julle opgewek is. Toets dit. Toets dit in jouself. Dink oor hierdie afgelope week en die goed wat in jou lewe gebeur het, wat negatief is, wat jou wil aftrek, en toets dit of die Here nie in jou 'n lewende hoop gegee het, omdat jy weet, daar wag vir jou 'n erfenis wat onverganklik is, onverderflik, onverwelklik, en dat jy weet dat die Here gaan jou ook bewaar, deur sy krag van die opstanding, deur jou geloof gaan die Here jou vashou, tot op die dag, dat jy daai verlossing in besit gaan neem. Die doel was duidelik, dat die egtheid van julle geloof uitloop op lof en heerlikheid en eer, wanneer Jesus Christus geopenbaar word. So wanneer ek ervaar hoe hierdie lewende hoop my vorentoe vat, die geloof wat ek het, die krag van God wat in my werk, dan is die doel daarvan, dat my geloof eg sal word, al meer en meer eg sal wees. En dat dit uiteindelik sal uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. So wanneer die Here weer kom, dan gaan ons opgewonde wees oor die geloof wat in ons was. Want dit gaan 'n egte geloof wees. Dit gaan 'n geloof wees wat gelouter is, staan daar in die middel. 'n Egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word. Wat Petrus vir hulle sê is, terwyl julle aan die een kant hierdie lyding ervaar, en julle ervaar dat hier 'n lewende hoop is wat in julle leef, en dat dit geloof is in julle, dat dit die krag van God is wat in julle werk. Weet dat hierdie lyding, hierdie beproewing, is soos 'n vuur wat besig is om goud te louter, om al die onsuiverheid uit te brand, sodat dit suiwer goud is wat uiteindelik oorbly. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, maar dis dieselfde proses. En daarom span die Here die lyding wat ons deurmaak, die beproewing waardeur ons gaan, span hy in vir sy doel, om ons in ons geloof te versterk, skryf Petrus vir die gemeente. Dit loop uit op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Dit wat Petrus skryf in sy brief, echo Paulus in die brief wat hy in die Romeine skryf. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En die egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Jakobus doen dit ook. Ons lees in Jakobus 1 vers 2 tot 4, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. So sleg soos lyding is, so sleg soos beproewing is, kan hierdie gemeentes daaraan vashou, dat dit nie sonder sin en betekenis deur die Here gebruik word in my lewe nie. Maar dat die Here juist die lyding en die beproewing gebruik om my geloof te versterk, om dit al meer eg te maak. Baie van ons het al die getuienis gehoor van mense wat deur 'n moeilike tyd gegaan het, en gesê het, ek sal dit aan niemand anders toewens nie, maar ek sou ook in my lewe anders te wil hê nie. Want op 'n manier het die lyding waardeur ek gegaan het, my nader gebring aan die Here. Ons sing dit ook, nader my God tot by U steeds naderby. Alles sal ook lyding of swaar kry nodig vir my, mag dit my nader en nader aan U bring, Here. Petrus sluit daai gedeelte wat ons lees af in vers 8 met die woorde, toets julle self, hom, Jesus Christus,
het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Die 83 vertaling praat van die saligheid. Wat Petrus doen, is hy skryf in hierdie inleiding van die brief aan hierdie vreemdelinge in die verstrooidheid, in die verspreiding, in die diaspora. Mense wat bedreig voel, wat uitgelewer voel, wat hulle self onseker voel van hulle identiteit tussen die mense wat ander gelowe het en ander gode aanbid. En wat Petrus doen is hy herinner hulle net aan Paasfees, aan die kruis, die dood van Christus, die opstanding van Jesus Christus en die betrokkenheid van die drie enige God in hulle lewe. En wat hy vir hulle sê is dat natuurlik is daar lyding, natuurlik is daar beproewing. Die lewe is vol swaar kry en leed. Maar toets julle self as gemeenskap hieraan. Kyk na julle self en sien dit raak dat die drie enige God aan die werk is binne julle. Die Vader, die Seun en die Gees. Sien raak dat daar in julle harte 'n geloof is wat God self in stand hou. Sien dit raak dat selfs ten spyte van die lyding wat julle ervaar, julle verwonderd is oor die krag wat in julle is, oor die geloof wat in julle leef. En bemoedig mekaar, sing saam met mekaar lofliedere, aanbid die Here, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Thomas het gesê, as ek jy sien nie, dan sal ek nie kan glo nie. En dan sê Jesus van, wie Thomas, hier sien jy nou, glo jy nou wat jy gesien het, geseënd, gelukkig is hulle, wat nie sien, en tog glo. En dit sê Petrus, kan die mense van daai provinsies in hulle self sien, hoe hulle glo, al sien hulle nie. Ek wil 'n lied vir julle speel, wat baie jare terug geskryf is, in die einde van die 60er jare, 1960s, in Amerika. 'n Man en 'n vrou het die lied geskryf, en sy was swanger met hulle derde babietjie, en dit was in 'n tyd wat die Vietnamoorlog groot probleme veroorsaak het in Amerika self. Daar was baie opstandigheid oor die oorlog en al die jong Amerikaners wat in die oorlog gesterf het daar, baie soos nou. Maar saam met dit het daar 'n hele nuwe beweging gekom onder die jong mense in Amerika. Daar was heeltemal 'n dwelmkultuur. Julle weet nou van Woodstock, die saamtrek wat daar was 'n rebelse gevoel onder die jong mense. Terselfdertyd het vrae begin kom oor godsdiens in die skole. Moet daar 'n godsdiens in die skool wees? En die gedagte was eintlik om die Here uit te skuif by die skole. Daarmee saam was daar 'n klomp ander goeters wat mense ontstel het in daai tyd. Daar was baie rassespanning gewees, in al die stede was daar konflik, rassespanning op daai stadium. 'n Man was siek gewees, hy het 'n ding gehad wat hom fisies afgetakel het en emosioneel ook baie. En op oujaarsaand sit sy in hulle sitkamer met die babietjie by haar in haar maag. En sy dink aan hierdie wêreld wat so de mekaar is en boos is, en sy twyfel en vra haarself, wat besiel 'n mens om in hierdie wêreld 'n kind in die lewe te bring? Who in their right mind would bring a child into a world like this, I thought. The world is so evil, influences beyond our control are so strong. What will happen to this child? And dan sê sy, I can't quite explain what happened at that moment, but suddenly I felt released from it all. The panic that had begun to build inside was gently dispelled by a reassuring presence that engulfed my life and drew my attention. Gradually, the fear left, and the joy began to return. I knew I could have that baby and face the future with optimism and trust. It was the resurrection affirming itself in our lives once again. It was life conquering death in the regularity of my day. En dit moet 'n mens nooit onderskat nie, hoe die Here jou kan verras deur sy Gees, om selfs in die donkerste oomblikke in jou eie lewe, jou toe kom verras met sy lewe, met sy lig, met die nuwe lewe wat hy in jou kom wek. In die lied se naam is Because He Lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands, because He lives. Sy het eintlik begin met die tweede vers, wat sê, I was dead in the grave. Dit was die eerste woorde van die lied. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled
the stone away. Beskryf sy daai ervaring van die donker na die lig, na die lewe. Kom ons luister na die lied. Waardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus, uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Ja, vir ons
wat deur ons geloof, deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor. Al moet ons vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van ons geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets moet word, dat ons geloof uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom, Jesus Christus, het ons lief, al het ons hom nie gesien nie, en al sien ons hom nie nou nie, glo ons in hom, en jubel ons met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat ons reeds deel het aan die doel van ons geloof, naamlik die verlossing van ons siele. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek glo in hierdie God, die Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek wil hom vra dat die persone wie se name ek gelees het asseblief na vore sal kom. Dis Maritjie Brits, Ponkies Engelbrecht, Gawie Groblaar, Andre Jacobs, Christa Skreder, Johan van Heerden en dan ook Jan de Klerk. Julle kan maar hier voor by my kom staan, dankie. Maritjie, oppas net vir al die drade. Julle kan kyk, kom ons met daai kant begin. Dis reg. Dankie. Julle kan op die skerm volg. Ek gaan die formulier met ons deurgesels soos hy daar staan. Die Here het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die wat die Here roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle die dienswerk kan doen
en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Wat die ampt van ouderling betref, en dis nou die meeste van julle, John, jy kan nou ook maar so luister, maar is nou nie jou rol nie. Wat die ampt van die ouderling betref, moet julle weet, dat daar so 'n paar dinge is wat deel is van daai rol. Die opbou en geestelike versorging van die gemeente is aan julle sorg toevertrou, en dit sluit sake in soos besoeke by mense, kontak, huissiekte, lering, toerusting, pastorale versorging en die leiding van of by klein groep byeenkomste. Indien julle die gawe van lering ontvang het, moet julle ook die toerusting van die dooplidmate as deel van julle verantwoordelikheid neem. Behalwe die versorging en toerustingsfunksies, neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. Nou, ons gemeente funksioneer so, ons het eintlik 2 kerkrade, 'n besluitnemende kerkraad wat uit al die aksies kom en ook uit die wijksouderlinge en diakens, en dan 'n wijkskerkraad waarvan julle nou deel word vandag. Dit beteken dat julle die gemeente duidelik moet lei en gehoorsaamheid aan die Bybel en die belydenisskrifte van die kerk. Die leiding wat julle moet gee, sluit ook waar nodig die kerklike tug in. Die 4de deel van julle ampt is, 'n gemeente is natuurlik nie net aan binne gerig nie, maar het ook 'n verantwoordelikheid om God se koninkryk uit te brei. En die ouderling moet ook help toesien dat ons dit doen, dat hierdie laaste opdrag van Jesus gehoorsaam word. Wat die ampt van diaken betref, John, praat ek nou met jou. Die versorging van die minderbevoorregtes, dis waaroor dit uiteindelik gaan, as dit oor die diakens gaan, om na mense wat swaar kry om te sien. Dit beteken dat diakens die middele wat daarvoor nodig is, moet insamel en bestee. Deur die insameling en bestuur van die offers, werk julle mee aan die goeie funksionering van die gemeente. Waar die gawes gegee word, dis altyd die moeilike een, is maklik om pakkies uit te deel, maar om te sê dit kom van die Here, en om vir mense te bemoedig vanuit die woord uit. Dis baie keer moeilik, maar die koskas doen dit baie keer, sit 'n teksie by of so, maar dis ook deel van ons werk as die diakonie. Die voorbeeld waaruit ons inspirasieput, John, is die Here Jesus Christus self. Dis 'n groot voorbeeld. Maar dit gaan ons nou oor sy diensbaarheid, oor die liefde wat die Here bewys het. Hy was 'n diensknegt by uitnemendheid, en in dieselfde gees moet die diakens ook julle ampt vervul, en so 'n voorbeeld stel van onbaatsigtige diens. Julle verrig ook ander diens in die kerk, byvoorbeeld by die nagmaal en die erediens, soos ons nou hier vanoggend ook het. Ouderlinge en diakens word saam verkies om amptdraers van die gemeente te wees. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat ons op ons neem. Uit die Bybel is dit duidelik dat julle in 'n lewende persoonlike liefdesverhouding met Jesus moet staan, en dat julle hele lewe hiervan sal getuig. Dis kom die mense soos kinder oor ouderlinge en diakens, hoor, want hulle hoor, ons moet vreeslike voorbeeld wees, en dis baie keer hoekom 'n mens amper nie kans sien nie. So julle moenie soos kinder oor ons nie, julle moet vir ons aanmoedig, dat ons dit wil doen. Dat julle ywerig sal meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk, en dat julle julleself ook verder sal toerus om die werk waartoe julle geroep is, nog beter te doen. So ons gaan dit ook probeer doen, ons kom Dinsdag aand by mekaar om mekaar toe te rus. Die vraag wat ek dan vir julle wil vra, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur die gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as volkome leer van verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is hierop julle antwoord, Johan? Ek gaan sommer, oom Johan, wat moet ek? Dis reg. Is dit reg? Bonkies, John, ek skud sommer die hande terwyl ek gaan, Christa. Marikie, dankie. Andrei, dankie. Gabi. Ek wil regtig vir julle dankie sê, dit was my eintlik baie lekker. Julle reaksies het dit ook vir ons maklik gemaak, en dit beteken vir my so baie as mens voel hoe die Here ook in julle lewens werk, en dis wonderlik om so 'n span te wees van gelowiges wat saam ook voorgaan in die gemeente. Ek wil dan vir julle sê, gee ag op mekaar, sien om na die lewe en die belydenis van ons as leraars ook. Julle verantwoordelikheid is ook om te kyk dat ons die stryd in die narrow loop, en dat wat ons verkondig daarom die waarheid is volgens die woord, en neem saam verantwoordelikheid ook saam met ons vir die gemeente. Ons is in wyke ingedeel, so sien daai wyk as jou stukkie gemeente, waarvoor jy op 'n besonderse manier, nie alleen nie, maar ook verantwoordelikheid aanvaar. En dan vir julle as gemeente, wil ek vra, ontvang hierdie kerkraadslede, julle kan maar omdraai, laat hulle vir julle, laat julle kyk, wie is die mense wat verantwoordelikheid neem vir julle.
Ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here, bid vir hulle. Dink aan hulle, werk saam met hulle, ondersteun vir hulle, bemoedig hulle en sê vir hulle wat julle ook van hulle waardeer, dat dit hulle ook kan versterk in hulle eie werk en dat ons saam met hulle sal werk, dat die koninkryk van die Here mag kom in hierdie wêreld vir ons. Ons wil graag vir julle lied sing, so as jy wil saam sing, sing vir die ander langs jou. Julle mag sing, julle is nie verbied om te sing nie, maar ons wil graag vir julle sing, hierdie seënbede. Kom ons staan en dan sing ons dit saam as gemeente en vir al die laaste vers, vir hulle die 3de vers. ontvang die seën van die Here in geborrel in hierdie lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly.
Amen.